Goeiedag en welkom hier by ons aanlyn diens. Ons is so bly dat jy saam met ons kuier en ons glo hierdie boodskap het die vermoë om jou lewe en jou verhouding met God drasties te beïnvloed en beter te maak. En so ek wil vra, luister aandagtig, kry 'n notaboekie uit, skryf hierdie notas neer. En as hierdie boodskap vir jou enigiets beteken, maak seker dat jy hierop komment waar jy vanaf kyk en dit ook te share, want ons glo ander mense moet ook hierdie boodskap hoor. En ek wil net spesiaal vanoggend dankie sê vir Esther Koetsen wat elke Sondag daar uit Pretoria uitkyk en komment. Ons is so bly, Esther, dat jy saam met ons kyk. En dan ook natuurlik Rina Opperman wat uit Boksburg uitkyk. Ons wil vir julle sê welkom by ons Oase familie. Julle is aanlyn, maar julle is deel van wie ons is en ons hoop julle kry werklik iets uit hierdie boodskappe uit. Dit gesê, vandag gesels ons oor hierdie gedagte van wat is werklik prioriteit in jou lewe en wat jy eerste sit gaan bepaal hoe die res van jou lewe lyk. So geniet die diens saam met ons en onthou aan die einde gaan ons vir jou 'n paar vrae gee om oor te dink om jou te help om nader te groei aan God. Geniet die diens. Ons is in 'n reeks wat ons 3 weke terug begin het oor hierdie gedagte om te doen wat Jesus sê. En ons hart vir die einde van hierdie jaar is om die jaar op so 'n manier klaar te maak totdat ons by ons Kersfeesdienste kom, dat ons sal leer wat Jesus sê vir ons om te doen en nie sal wag vir Januarie om te begin sê, okay, hierdie jaar gaan ek doen wat Jesus sê nie. En ek het in my hart beleef, die Here sê, dis vir ons in ons 4de kwartaal moet gaan, is om nou al gewoontes vas te lê, sekere opdragte te begin gehoorsaam, wat ons andersins dalk nie op die oomblik doen nie, om te kan doen, want die oomblik wat ons doen wat Jesus sê, dan dit speel uit in ons lewe. Jy's 'n beter ouer, jy's 'n beter leier, jy's 'n beter man vir jou vrou, 'n beter vrou vir jou man, jy's 'n beter kollega, jy's 'n beter baas. Maar meer as dit is jy word meer en meer soos wat hy wil hê jy moet word. En so dit is my hart vir hierdie kwartaal en ek beleef hoe die Here vir my sê, dis inteendeel, ek kan julle nou al sê wat ek voel ons as gemeente volgende jaar moet ingaan is hoe lyk ons meer en meer soos Jesus. Beleef dis die uitnodiging, is dat ons sal ophou kerk speel en net op 'n Sondag hier sit, en ek besef, dis nie nog vir almal die waarheid nie, maar 'n uitnodiging waar ons sal begin al hoe meer en meer soos Jesus optree, soos Jesus praat, soos Jesus dink, en dit begin hier, doen wat Jesus sê. En 2 weke terug, ek wil net jou gou so 'n bietjie terug, ekskuus, 2 weke terug, toe het ek met jou gepraat oor, ons het eers nodig om te hoor voordat ons kan doen. Ons het hierdie storie vertel waar Jesus op die berg is en die Vader daag op en hy sê, hierdie is my seun, doen wat hy vir julle sê. So met ander woorde, 'n direkte opdrag vanaf God aan my en jou is om te doen wat die Vader vir ons sê. Laasweek het ons gesels oor hierdie gedagte dat ek en jy het nodig om te kies tussen vrees en geloof. En ons gepraat oor hierdie gedagte van wat as? Wat as God nie deurkom nie? Wat as God nie my gebed antwoord nie? En te beweeg van 'n plek waar ons in vrees leef en te sê, Here, ek kies om eerder te sê, ek glo. Al gaan dit nie soos wat ek wil hê, dit moet nie, soos ons vanoggend gesing het, toe ons gesing het, blessed be your name. You give and take away. Here, ek verstaan dalk nie altyd nie, maar Here, ek het geloof dat U laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat U liefhet, soos wat Romeine sê. Dis wat ons laasweek oor gepraat het. En vandag wil ek met jou praat oor wat is regtig belangrik. Luan, waar is jy? Sal jy gou vir ons goedjies uitbring? Wat is regtig belangrik? Julle is 'n klomp nuuskierige mense, hoor. Ek sien hoe kyk julle vir Luan. Luan, almal se oë is op jou, so moet nou nie val of iets doen nie. Luan gaan vir ons net 'n paar stoele uitbring. Is julle teleurgestel? Dankie, Luan. Wat is regtig belangrik? Ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees en hierdie is die gedeelte wat ons vanoggend oor praat, terwyl Luan hierdie stoele vir my uitpak, oor Jesus se opdrag. En ons vind dit in Matteus 6, en intendeel laasweek het ons ook oor hierdie gedeelte gesels, maar ek het beleef Here sê, ons is nog nie klaar nie, ons het nodig om nog hierdie een vers vandag oor te gesels, en is Matteus 6 vers 33, en net gou so terloops, as jy op die YouVersion Bible app is, jy kan die YouVersion Bible app oopmaak, en daar kan jy die notas skryf, as jy dalk nog nie weet hoe nie, kom praat na die tyd met een van ons spanlede, een van die voltydse span, ons sal met liefde vir jou wys, maar al die skrifgedeeltes wat ek vanoggend gaan gebruik, is daar, as ook 'n klomp ander goeders wat ons dink jy nodig gaan hê, of wat jou kan help hierdie week met jou reis. Maar dit gesê, Matteus 6:33 sê die volgende, nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. En wat Jesus hier sê, is hy sê, wat is, hy kom challenge eintlik ons, hy sê, wat is jou prioriteite? Hy sê, maak God jou prioriteit.
En ek dink as ek vandag van hierdie verhoog moet afstap en ek vat hierdie mikrofoon en ek vra vir jou hierdie vraag, wat moet nommer 1 wees in jou lewe? Wat sal jou antwoord wees? Wel, ek hoop die antwoord is Jesus. Want ek dink elkeen van ons weet dis die antwoord. Maar kan ons vandag met mekaar ook eerlik wees, dit is nie altyd die waarheid nie. En die mense met wie Jesus hier praat in Matteus 6, en hulle weet wie God is, hulle weet God moet eerste wees, maar God is die eerste in hulle lewe nie, anders sou Jesus nie hierdie gesê het nie. Hy sê, jy het nodig om God en dit wat vir hom belangrik is, julle prioriteit te maak, en dan sal al die ander goed bygevoeg word. Jy sien, dikwels plaas ons ander goed voor God, en ek het nou 'n paar stoele vanoggend hierso, wat ek het 'n klomp goed neergeskryf, goed wat ons lewens uitmaak, so stokperdjies is een van die goed wat ons in ons lewe het, kom ons plak hom sommer op hierdie stoel. OK, enigiemand hier stokperdjies, kan ek gesien, enigiemand 'n stokperdjie, ek dink is belangrik om 'n stokperdjie te hê, kyk hierdie lekker een, vriende, enigiemand vriende hier, ek hoop jy het vriende, OK, is vriende, en dan het ons vir wat ons net oor gepraat het, God, ons sit hom hierso. OK. Hierdie ene. Lekker, nee. Werk. Van julle bid nog vir hierdie ene. Huwelik. Al ons single mense, ons is lief vir julle, hoor. En dan die laaste een, kinders. Nou ek sit dit hier, want ek weet nie of jy soos ek is, jy gaan hierdie tafel gou vir 'n oomblik skuif. Ek weet nie of jy soos ek is nie, maar ek se visuele, ek leer deur iets te sien. En so daarom hou ek meer van lees as om te luister. En vir my vriende sê nou die dag vir my, hy verkies het om te luister as om te lees. Maar ongeag, ek hou daarvan om iets te sien. So vir al die mense wat vanoggend hier visuele leerders is, hierdie is vir jou, okay. Ek wil hê jy moet gaan na jou lewe kyk. En as jy, ek glo almal van ons het hierdie goed, en ons nog 'n paar ander goed wat ook vir jou belangrik is, maar hierdie is nou die paar goed wat ek gesit het. As jy na jou lewe moes kyk, as ons sê hierdie is die belangrikste, en hierdie is die minder belangrikste, of die, jy weet, in terme van rangorde, hoe sal jou lewe lyk? As ons sê, Jesus sê, maak God se koninkryk, en dit wat vir hom belangrik is, julle prioriteit, kom ons vergeet vir 'n oomblik, Jesus het dit gesê, en ons vergeet hoe ons wil hê dit moet lyk, en ons wees eerlik vir mekaar hier met 'n oomblik, en ons sê, hierdie is hoe my lewe werklik lyk. En as ons vandag hier met mekaar moet eerlik wees, is God nie noodwendig altyd hier nie, en partykeer is God hier. En ek sien in baie mense se lewens, dat hierdie enetjie is eerste. En wat sê die ou pastoor, as jy nie amen sê nie, sê maar eina. En ons het ons kinders daar, en dan, wat sê van die twee gaan ons eerste sit? Werk, huwelik, ons werk partykeer meer as wat ons vir ons vrou omsien. Nie ek nie natuurlik, maar julle weet wat ek bedoel. En dan, my vrou is vir my belangrik, en jy weet, ek is lief vir haar, so ek sit daai daar. Skryf 'n bietjie die kant toe. Vriende, jy weet, ja, dit is moeilik om tussen hierdie twee te kies. Okay, Here, is daarom belangriker as die rugby gisterand. Daar was 'n nervous laggie van julle kant af, hoor. Al jou tyd, en die meeste van jou tyd gaan jy jou kinders toe, en hulle word vir jou belangrik, en dan sê jy vir jouself, ek het nodig om vir my werk te voorsien, en daarom werk ek laat, sodat ek vir my kinders kan voorsien, en my vrou en my man is vir my belangrik, en so, ek hoop nie jy het 'n vrou en 'n man nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. My vrou is vir my belangrik, of my man is vir my belangrik, en ek voorsien vir hulle, maar dis ook belangrik om goeie vriende te hê, jy weet, en so, en Here, ek het nog tyd na ek al hierdie goed gedoen het vir u, en ja, ek hou dan van hom, en ek het stokperdjies, ek wou oefeninge hier op sit, toe besef ek, van ons, dis nie in jou top 6 nie. Toe sit ek maar stokperdjies, want daar is daai mal mense wat oefening is, hulle stokperdjie, ons bid na die tyd vir dit.
Maar verstaan jy dat as hierdie is hoe jy jou lewe leef, dan doen jy nie wat Jesus sê nie. Kan ons hom regstel? Kan ons hom vanoggend hier regstel soos wat die Bybel ons leer hoe dit veronderstel is om te wees? So kom ons maak hom reg. OK. Waar is die familie? Wat kom eerste? O, julle was nie baie oortuigend nie. Waar is die familie? Wat kom eerste? Dankie. OK, wat's tweede? Ek hoor nie, tweede? Huwelik, waar is hy? OK, wat's derde? Mooi, ek is so trots op julle, mense was vir julle was al van tevore hier. OK, wat's derde? Ag, wat's vierde? O, hier verskil julle. Vriende, werk, stokperdjies. Nee, julle, daai skuif daai kant toe, daai skuif daarin. As ek die woord lees, dan sien ek dat hierdie is hoe my lewe veronderstel is om te wees. Maar kan ons volgens mekaar eerlik wees, dikwels is hierdie nie hoe ons lewe lyk nie. En Jesus nooi ons uit en hy sê, maak God en dit wat vir hom belangrik is, julle eerste prioriteit. En weet julle wat's hartseer dikwels, nê? Partykeer het ons hierdie een, hy's reg, maar hierdie twee is omgeruil. En toe ons laas kwartaal gesels het oor gesonde gesinne, toe maak ek die opmerking en ek sê, jou kinders mag nooit jou huweliksmaat se plek vat nie. God het jou eerste jou huweliksmaat gegee en daarom het hy vir julle kinders gegee. Die oomblik wat jy dit omruil, dan ons is besig om met die gesondheid van ons huwelike te speel. En mamas, kan ek met julle eerlik wees vir oggend hier, eerlik wees vir 'n oomblik hier vanmôre. Ek weet jy's lief vir jou kind en ek weet jy wil jou kind koester en ek weet jou kind wil, maar wat gebeur die dag as jou kind uit die huis uittrek? Dan moet daar nog 'n huwelik oorbly. Jy sien eintlik wat ons vandag oor praat wanneer ons oor hierdie goed gesels. Ek wil met jou praat oor jou prioriteite. Wat sit jy eerste? En hoe lyk, want die realiteit is, waar's 'n familie, as ek volgens eerlik wees, as jy God heel eerste sit, dan gaan die res van die goed in plek val. Maar dit moet begin. Dis wat Jesus hier sê. Laat sit weer vir my 'n gedeelte in Matteus 6 op. Jesus kom hier en hy sê, daar's 'n klomp goed wat ek jou wil gee. Ek wil jou gesin seën, ek wil jou werk seën, jou besigheid seën, ek wil jou finansies seën, ek wil jou vriendskappe seën, ek wil in dit alles wees, maar, hoor wat sê Jesus, maak die koningheerskappy van God. Met ander woorde, die fokus moet altyd op hom eerste wees, en al hierdie ander goed sal by jou bygevoeg word. Ek dink ons bou 'n huis, ons lewe is soos 'n huis, en ons begin met die klein blokkie onder, en ons los die groot blok verbo. En daai huis gaan omval. Laat my dink aan Matteus 7, wat ons 2 weke terug oor gesels het. 'n Huis wat 'n storm kan deurstaan is 'n huis wat op die rots gebou is. En al hoe ek en jy op die rots kan bou, sê Jesus, as jy luister en doen wat ek vir jou sê om te doen. Dis wat Jesus sê in Matteus 7. En so as 'n familie vanoggend wil ek doen hierdie illustrasie dat jy vir 'n oomblik in jou eie lewe kan gaan kyk, hoe lyk hierdie vir my? Want wat ek sien met baie mense, is dat hierdie een is hier. Ek staan vroeg op om my Excel spreadsheet klaar te kry. Ek staan vroeg op vir daai Zoom oproep. En ek maak tyd vir God, maar hierdie is hier. Nou ek sit hierdie vanoggend vir jou so, nie net om jou dit te wys nie, maar ek wil jou vat na die Ou Testament toe. En iets wat ek dink vir my en vir jou belangrik is om te leer uit die Ou Testament. Ek wil jou hierdie vraag vra. Wat en dalk het ek dit nou weggegee om hierdie te gee, maar wat is 'n afgod? As ek die woord afgod gebruik, wat kom in jou gedagtes op? En die meerderheid van ons, wanneer ons die woord afgod hoor, dink ons aan 'n vet mannetjie iewers daar in Budapest. Sy naam is Boeddha. Of jy dink aan 'n beeldjie. En jy dink aan goed wat mense na toe gaan en dis wat ek vir lank gedink het, is 'n afgod. Nou ek wil volgens vir jou wys dat enige iets, en hoor hierdie stelling, en die hele boodskap vanoggend, as ons praat oor wat is werklik belangrik, wil ek vandag vir jou sê, enige iets wat hierdie kant van God is 'n afgod. Enige iets wat ek bo God plaas in my lewe, maak ek 'n afgod. Kan ek vir jou sê, een van die kaartjies wat ons hier by kon sit, is kerk. As jy kerk bo God sit, maak jy kerk 'n afgod. Worship. Hulle sing nie waarvan ek hou nie. Julle het dit nooit gesê nie. Maar as dit vir jou belangriker is wat ons sing as oor wie ons sing, is jy besig om 'n afgod van worship te maak.
Sien, enigiets wat vir God, wat belangriker is as God in ons lewens, is ons besig om 'n afgod van te maak. En as ons vandag met mekaar hier moes eerlik wees, is daar dikwels oomblikke in ons lewe waar ander goed voor God is. En inteendeel, die Ou Testament en die Nuwe Testament het baie te sê oor hierdie gedagte. Eksodus 20 vers 3. Jy mag nie ander gode buiten my aanbid nie. Okay, Marius, dis great, dis Ou Testament, daar was beelde en goed. Hoe kan jy dit sê? Ek meen, Nuwe Testament, 1 Johannes 5 vers 21. Kinders, loop tog wakker vir die afgode. Met ander woorde, wat Johannes hier skryf, is hy sê, wees versigtig, ons sien hulle dalk nie, maar hulle is daar. Enigiets wat ons bo God plaas, is 'n afgod. En so partykeer, die ding wat ons hier sit, is myself. Ek sit myself voor God. En God sê, nee, ek wil nommer 1 in jou lewe wees. Ek wil jou topprioriteit wees. Jy sien, as ons wil doen wat Jesus sê, moet ons hom eerste stel. Ons het nodig om vir God weer eerste in ons lewe in te bring. Maar kan ek vir julle sê, soveel keer in ons lewe, dan kry ons prioriteite verkeerd. Jy sien, want dis 'n prioriteitsding hierdie. Ons noem dit prioriteite, die woord praat van afgoderry. Jy weet, want prioriteite klink net soveel beter as afgode, is ek reg? Ek het net my prioriteite 'n bietjie verkeerd. Ek het 'n afgod in my lewe. Stap gou vandag hier uit en dan gaan sê jy vir iemand wat God nie bo in sy lewe het nie, jy het afgode in jou lewe. Dan kyk jy hulle reaksie. Moet dit nie doen nie, maar as jy sou, wat sal hulle reaksie wees? Jy sien, en dis wat Jesus hier sê, as hy sê, moenie dit doen nie. Inteendeel, ek wil jou vat na 'n gedeelte toe waar iemand na Jesus toe kom en hulle vra vir Jesus, Here, wat is die belangrikste ding? Die Fariseërs, hulle wil Jesus vasvang, hulle wil wys dat Jesus weet nie werklik, dat Jesus 'n vals profeet is, en hoor Jesus se woorde hierso, en ek wil dit graag vir julle lees in, waar is dit nou? Lans, sit gou van 'n gedeelte op asseblief. Ek kry hom nou nie hierso. Leermeester vra hy, wat Matteus 22, wat is die belangrikste opdrag van Moses? Met ander woorde, dit wat God vir Moses gegee het, vir die mensdom te sê, wat is die belangrikste een? Hoor wat hy sê. Hy sê, Jesus se antwoord is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. Met ander woorde, jou hele lewe begin by hom. En ons familie, vanoggend is ek nie hier om vir jou te sê, jy weet dat dit wat werklik belangrik is, dat jy sleg is omdat God nie eerste is nie. Ek is vandag hier om vir jou te sê dat dit is wat hy wil hê. En dit is wat hy vir my en vir jou sê om te doen. En so kyk na jou lewe en vra vir jouself hierdie vraag of is God nommer 1 in my lewe? Want dis die realiteit. As jy 'n Christen is, 'n disipel van Jesus, jy glo in Jesus, jy verklaar dat hy is God, moet hy die eerste ding in my en jou lewe wees. Maar soveel keer dan laat ons toe dat afgoderry in ons lewe inkom. En nou wil ek jou help. Hoe identifiseer jy as 'n afgoderry in jou lewe is? Hoe? Want dis moeilik, partykeer dink jy nie, maar God is eerste. Ek is Sondag by die kerk. Jy weet, ek en my gesin doen saam Bybelstudie. Hoe weet ek God is eerste? Die eerste ding is, ek het vir jou 3 vrae wat jy van jouself kan vra. Die eerste ene is, vra vir jouself die vraag, waarheen lei my lewe my? Die goed wat tans vir my belangrik is, waarheen lei dit my? Vat dit my nader aan God of vat dit my verder weg van God af? As jy vriende in jou lewe het, ons het laas ook so 'n bietjie oor gesels, maar as jy vriende in jou lewe het, wat hulle spandeer baie tyd saam met jou en hulle vat jou weg van God af, het jy nodig om te sê, daai vriendskap het nodig om heel laaste te kom. Want dit vat my weg van God af. Wat se rigting is hierdie goed besig om my te lei? Dit wat ek in my lewe tans toelaat, my nader aan God of weg van God af? Dan gaan jy weet of God vir jou prioriteit is. Kan ek vir jou sê, kom ek vat my verhouding met my vrou. As daar enige iemand is wat my verder weglei van my vrou af, dan gaan ek verder en verder wegbly van hulle af. Want sy is vir my belangrik. Want dit is vir my 'n prioriteit. Jy sien, waantoe die goed wat ons toelaat in ons lewe en waantoe dit ons lei, weerspieël ons hart. Dit wys waantoe ons op pad is. Maar die tweede ding is nie net waantoe lei die goed in my lewe nie, die tweede ding is afhanklikheid. Waarop maak ek staat? Hier's nog mense vandag hier dat wanneer dit bietjie rof gaan, nou praat ek vir 'n oomblik met myself. Dan draai ons na Red Bull toe, of na espresso's toe, of na 'n Monster toe, die blikkie koeldrank, om jou krag te gee, in plaas van om te sê, ek kyk op na die berge waar sal my hulp vandaan kom, my hulp kom van die Here. Ek het kafeïne nodig, nie jy het Jesus nodig. Waarop is jy afhanklik? Want
dit wat jy op staat maak, wys waar jou vertroue is. Dit weerspieël jou hart. As 'n familie, waar maak ek en jy vandag staat? Wanneer jy 'n moeilike dag by die werk gehad het en jy kom by die huis, maak jy dalk 'n bier oop en gesit op die bank, want daai bier laat jou net vir 'n oomblik beter voel. Kan ons reël met mekaar wees vir 'n oomblik hier? Wanneer jy en jou vrou beklei, draai jy na pornografie toe om jou te help om net so 'n bietjie beter te voel. Selfs jy en jou man is besig om 'n baie groot probleem onder vroue te word, wys navorsing ons. Waartoe draai jy? Jy sien, en so kan ek aangaan, mense wat afhanklik is van pille. En dis meer die jonger generasie wat met hierdie een sukkel, afhanklik van likes en comments. Ek voel nie goed oor myself nie, so ek maak 'n video en ek post die video en dan like iemand dit, en dan voel ek vir 'n oomblik beter oor myself, net om later nie meer so goed oor myself te voel nie, want die ander persoon het meer likes as ek. Die samelewing waarin ons leef, is 'n afgod, is afhanklikheid. Ons draai na daai goed toe om ons identiteit te gee, ons draai na ander goed toe en nie noodwendig na God toe en sê, Here, U wat vir U belangrik is, stel ek eerste. Dis wat hierdie jou wys, dis wat Jesus vir ons sê in Matteus 6. Dis 'n uitnodiging, moenie afgode voor God hê nie. In Johannes wat sê, wees versigtig, daar's afgode daar buite, kyk. Want voor jy dit sien, is iets besig om God se plek in jou lewe te vat. So nommer 1, wat se rigting vat dit ons? Nommer 2, waaroor is ons afhanklik? Maar nommer 3, gaan oor oorgawe. Ek wil hierdie vraag vir jou vra. As God my sou vra om dit op te gee, sal ek dit kan doen? As jy wil weet of iets 'n afgod is, en Jesus kom vandag by jou en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet rugby opgee. Ek weet ek praat nou meestal met die mans hier vandag. En as ek hierdie stelling maak, sal jy kan sê, Here, ek kan dit opgee. As die Here vir jou sê, gee golf op. Of die Here sê vir jou, gee binnelanders op. Sal jy dit kan doen? Of as die Here vir jou vra, gee sosiale media op, sal jy dit kan doen? Jy sien, ek dink ons dink almal baie, nou doen dit. Iemand sê eendag vir my, Marius, ek kan enige tyd ophou. Ek sê, okay, nou doen dit. Nee, maar, doen dit. As jy weet, iets is besig om jou tyd te steel, dit vat jou weg van God af, jy is meer afhanklik van dit as wat jy van God is, en jy kan dit nie los nie, ek het nuus vir jou, dit is 'n afgod. Jou prioriteite is verkeerd. Jy sien, Jesus wil eerste wees. God wil die eerste in jou lewe wees, dis sy uitnodiging, en die rede hoekom hy eerste is, want hy weet wat vir my en jou die beste is. So daarom vra ek vandag vir jou, as 'n familie, asseblief, kan ons op 'n plek kom en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek het U nommer 1 in my lewe nodig. Jy sien, die enigste manier om werklik God te dien is om hom eerste te stel. God sal nooit tweede in jou lewe wees nie. As God tweede in jou lewe is, hy compete met niemand nie. En jy kan nie God en iemand eerste sit nie. Jy kan nie God in jouself eerste sit nie. Jy kan nie God in jou vrou eerste sit nie. As ek paartjies trou, een van die goed wat ek hulle vra om te sê, beloftes wat hulle aan mekaar moet maak, dan sê ek vir hulle, sê vir mekaar, jy sal altyd my nommer 2 wees. En dan kyk die bruid my so, wat? En dan sê ek vir die bruidegom, sê dit vir die bruid. En dan sê hy vir die bruid, ek beloof jy sal altyd my nommer 2 wees. Dan sê ek, het jou, jy sien, jy is nie regtig lief vir haar nie. Katja. En dan lag die mense en dan sê ek, nee, ek grap. Nou kan ek nie daai grapie by enig van julle se troues gebruik nie. Dan sê ek, nee. 'n gesonde huwelik verstaan dat God is eerste en my vrou is tweede. My man is tweede. Jy sien, wanneer ek in die oggend opstaan, wat is dit wat my siel na toe kryf? Want dit wys waar my hartsbegeerte is. Ek kom kuier hierso, voordat ek by die gemeente gewerk het, kom kuier ek hierso in 2021. Kom kuier ek by Tersius, en Tersius maak hierdie comment, hy sê, we invest in what we value. Ons belê in wat vir ons waardevol is. Kan ek gou vandag vir jou vra, waartoe gaan jou tyd? Want dis die kosbaarste besitting wat jy het, is jou tyd. Waartoe gaan jou tyd? Onthou, jy belê in wat vir jou waardevol is. Waarin belê jy tans jou tyd? Kan ek net gou eerlik wees, ek praat met julle en met my. Ek dink wat vir my dit moeilik maak, is hierdie een, werk en God, is baie naby aan mekaar. Want ek moet praat oor God heel week, en ek moet naby aan hom wees, maar wat as ek net Bybel lees om 'n preek voor te berei, en ek lees nie Bybel om werklik God se hart te hoor nie. Besef julle dat julle dan 'n gebroke pastoor het?
So ek moet konstant veg om te sê, Here, ek wil by U hoor en nie dit my werk maak om net by U te hoor nie. Ek het nodig om hierdie kant toe te skuif. En enige van julle wat in enige bediening betrokke is, die oomblik wat jy meer voorberei vir 'n boodskap of 'n selgroep as wat jy self by God sit, is jy in die moeilikheid. En dit gaan nie net oor tyd nie. Moenie hoor ek sê hierso jy moet 7 ure 'n dag voor die Here lê. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê maar wanneer jy werk toe gaan, van watse plek af gaan jy werk toe? Wanneer jy met jou vrou praat, uit watse hart uit praat jy? Jy sien ons optrede weerspieël wat in ons hart aangaan. En vandag wil ek ons as gemeente uitnooi om te sê, Here, wat is ons prioriteite? Jy sien, wanneer ons ander goed ons prioriteite maak, dan val ons. Wanneer ons ander goed prioriteite maak, dan val ons huwelike uit mekaar uit. Ons kerke gaan oor ons en nie meer oor hom nie. Ons finansies weerspieël selfsugtigheid en nie noodwendige hart soos wat Jesus het nie. Jou kinders vervang God in jou lewe en dit maak jou ongesond en dit maak dat jy nie naby God leef nie. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. En ons 'n goeie voorbeeld in die woord oor wat dit met iemand gebeur het. En hierdie persoon se naam is Dawid. En Dawid, so wonderlike koning, hy lei, en onthou voor Dawid koning geword het, hierdie was die man, as jy die psalms gaan lees wat Dawid geskryf het voordat hy koning geword het, hierdie was 'n man, God was definitief eerste in sy lewe, maar iewerste, en ons weet nie waar presies hoe dit gebeur het nie, maar iewerste het God teruggeskuif in sy lewe, en as gevolg van dit sê die woord vir ons in die tyd toe die konings gaan oorlog maak het Dawid by die huis gebly. Met ander woorde, as hy by God was, sou hy gegaan het waar hy moes gegaan het. En nou kan ek vandag vir jou sê, as God nie eerste in jou lewe is nie, gaan jy nie weet waar jy moet wees nie. Jy gaan jouself bevind op plekke wat die vyand, jy kwesbaar is vir die vyand. En Dawid bevind homself in so 'n plek, en hy slaap met Batseba. Batseba word swanger, hy besluit om die man te laat terugkom, maar man wil nie terugkom nie, want hy's 'n man wat doen wat die Here van hom verwag, en Dawid laat hom doodmaak. Nou vra ek jou vandag die vraag, wat dink jy is Dawid se reaksie op dit? En as jy nou nie weet nie, die profeet Nathan kom by Dawid en hy spreek Dawid hieroor aan en hy sê vir Dawid, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Wat sou jou reaksie gewees het? En hier sit ek wil hê jy moet sien uit Dawid se lewe uit. Hy het God nie eerste geplaas nie. En as gevolg van, dis 'n domino effek, as gevolg van die feit dat God nie eerste is nie, het hy saam met 'n vrou geslaap, hy het haar swanger gekry en hy het moord gepleeg. Een keuse. Ek sit nie God eerste nie. Ek doen nie wat Jesus sê en ek maak God, ek het afgoderry voor my. En ek wil vir jou Psalm 51 lees. So Psalm 51 is Dawid se reaksie nadat Nathan hom aangespreek het. So alles het gebeur, op hierdie stadium is hy 'n moordenaar. Hy het eg gebreek. Hy's 'n slegte koning op hierdie stadium. En die profeet spreek hom aan en hoor sy reaksie, want hierdie is my gebed vir jou vandag, Oase familie, is terwyl die Heilige Gees jou vandag hier aanspreek, want dit is verskriklik stil hier binne, ek voel baie alleen hierbo. Terwyl die Heilige Gees jou vandag aanspreek, en ek glo nie dis ek nie, ek vertrou die Heilige Gees om aanspreekwerk te doen, terwyl hy vandag met jou praat, dat jy nie hier sal sit en dink, ek is sleg, ek is useless, ek wil nie hierdie goed hoor nie, ek weet God is nie eerste in my lewe nie. Mag Psalm 51 jou reaksie wees, hoor wat sê Dawid, en dit is nie op die skerm nie, ek wil jou vra, as dit vir jou moontlik is om jou oë toe te maak en te luister, mag hierdie vandag ons reaksie wees. Wees my genadig, o God, volgens U troue liefde. Wis tog my sonde uit op grond van U barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir U verkeerd is en daarom is U uitspraak reg en U oordeel is regverdig. Want ek is 'n sondaar gebore en was dit toe my ma swanger geword het, maar U verwag waarheid in die hart. U leer my om wysheid te besit. Neem my sonde weg met hyssop, sodat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. En dan hoor vers 10, gee my tog weer blydskap en vreugde. U het my stikkend gebreek. Laat my weer vol vreugde wees.
Jy sien wat ek hier sien, voordat ek verder aangaan, hoe as 'n familie, is wanneer ons ander goed eerste sit, dan kom dit en dit steel ons ware vreugde, ons ware vrede. Sê vers 11, moenie let op my sondes nie, en wis al my oortredings uit, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee my 'n nuwe standvastige gees. Moenie my verban van u teenwoordigheid nie, en moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie. En vers 14 sê, gee my tog weer die vreugde van u redding, en maak my gewillig om u te gehoorsaam. Ek gaan net tot daar lees, jy kan dit verder gelees, ongelooflike Psalm. Hoor Dawid se reaksie, maak jou oop, kyk vir my. Hoor Dawid se reaksie. Dawid se reaksie is, Here, wees weer nommer 1 in my lewe. Dit is slegs u wat my kan genees. Here, wees weer nommer 1 in my lewe. Vergewe my vir 'n klomp goed wat ek in u plek gesit het. Hy sê hierdie dinge in vers 14. Laat ons sit vir daai vers 14 op asseblief. Hy kom hier en hy sê, Here, gee my tog weer die vreugde van u redding. Onthou jy, die van julle wat nou kan terugdink, onthou jy toe jy jou hart net vir Jesus gegee het, hoe het jy gevoel? Eerste liefde. Dit was ongelooflik. Jy was bereid om jou lewe neer te lê, jy was bereid om vir hom te veg, jy was bereid om vir hom dood te gaan. Eerste liefde. En daai hele week 1, toe praat ons soos wat ons doof word, hoe ouer jy word, hoe dower word jy. Ek het agtergekom, hoe langer ons die Here dien partykeer, in die begin is hy hier, maar hoe langer ek die Here dien partykeer, dan skuif hy. Tot partykeer waar hy nie eers is, 'n prioriteit in my lewe is. En wat Dawid hier kom, is hy sê, Here, ek besef, hoor gou, Dawid het nie een keer hier bely en gesê, Here, ek het iemand doodgemaak, ek het saam met 'n vrou geslaap wat nie my vrou is nie. Dawid verstaan, die oorsaak van dit is die feit dat God nie meer eerste in sy lewe is nie. Gaan kyk in jou lewe, waar is goed besig om uitmekaar uit te val, en dan vra jy jouself die vraag af, het ek dalk God uit sy plek uitgeskryf en ander goed in God se plek gesit? En dan kom ek na God toe en ek lees Psalm 51 en ek vra jou, gaan lees Psalm 51, is 'n uitnodiging. Jy sê, Here, hier is ek, dank u breek my hart, maak my gesond, dat dit wat vir my prioriteit is dit wat vir u prioriteit is. En ek dank die Here vir die kruis. En ons gaan nou oorgaan na nagmaal toe. En so ek gaan ons nagmaalspan vra om vir ons te gaan voorberei. Sien, ek dink aan die skrifgedeelte in Markus 10, en ek gaan dit nou nie vir julle lees nie, maar Markus 10 kom daar 'n jong man na Jesus toe. En hy sê vir Jesus, Here, ek wil u volg. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Met ander woorde, Here, wat moet ek doen wat werklik belangrik is? En die Here sê vir hom die volgende ding. Hy sê vir hom, gaan verkoop al jou besittings. Gee dit vir die armes en kom volg my. Ek het gelees Markus 10. En een van die hartseerste skrifgedeeltes is, en hy kon dit nie doen nie. Want hy het baie besittings gehad. En dit het nie soseer gegaan oor besittings nie. Vir van ons, jy sit dalk volgende en dink ek is okay. Kan ek vir jou sê, wat Jesus hier doen is, hy spreek hierdie ou se afgod aan. Hy sê van, weet jy wat heel bo in jou lewe? Is jou besittings. En van julle vandag hier, die Here sê dalk vandag vir jou, hoor, heel bo in jou lewe is besittings. Ek wil hê jy moet bereid wees om dit neer te lê. Maar vir van julle is dit dalk een van hierdie ander goed. Of dalk goed wat nie eens op hierdie stoele staan nie. En die Here sê vandag vir jou, hy is 'n uitnodiging aan jou. Ek wil hê jy moet dit neer lê. Want ek wil eerste in jou lewe wees. Beteken dit God wil hê jy moet nie 'n goeie pa wees glad nie, maar hy weet jy gaan nie 'n goeie pa wees as hy nie nommer 1 is nie. Beteken dit dat God wil nie hê ek moet my werk ten volle doen nie, nie, inteendeel. Hy wil hê jy moet jou werk doen asof vir hom en nie vir mens nie, maar dit begin eerstens by hom te dien. Jy sien, dit gaan oor 'n fondasie, dit gaan oor wat is eerste, wat is die prioriteit, wat is werklik belangrik. En wanneer ons volgende nagmaal gaan gebruik, wil ek jou vra om hierdie nie saam met jou gesin te doen nie, maar as 'n individu te doen. En ek wil net noem, as jy vandag hier kuier, jy's 'n deel van ons gemeente nie, jy is so welkom om nagmaal te gebruik. Ek sien nêrens in die woord 'n voorwaarde van jy moet behoort aan iets om die nagmaal te kan gebruik nie. Wat ek sien is Jesus nooi ons uit en hy sê, deur my liggaam, dit wat Colin nou gedeel het, deur my liggaam is daar genesing vir julle gebring. Deur my bloed vir vergifnis vir julle sondes gebring. En wanneer ons vandag hier kom, wanneer jy daai nagmaal gebruik en sê, Here, asseblief, mag dit weer oor u gaan. Ons het vandag saam as gemeente nagmaal gebruik en ek wil daarom jou vra, voordat jy verder gaan met hierdie video en na die vrae luister, wil jy nie gou jou nagmaal reg kry
en hierdie video pause en saam sit en net dink aan die feit dat Jesus het vir jou gesterf aan die kruis. Jy was vir hom 'n prioriteit. En daarom kom ons vandag en ons maak hom ons prioriteit. Dis waar hierdie hele boodskap immers gegaan het. En so ek vir jou uitnooi, gaan kry vir jou 'n broodjie, gaan kry vir jou druiwesap en kom ons dink aan die feit dat Jesus se liggaam het gebreek vir ons gebrokenheid sodat ons gesond kan word en sy bloed het gevloei sodat ons skoon gewas kan word van ons verlede. So pause die video nou, kry dit reg en gebruik nagmaal. Moenie hierdie oomblik laat verbygaan waar God jou in jou huis wil kom ontmoet nie. As jy die video tot hier toe gekyk het, is omdat jy graag wil bietjie dieper indelf. En so ek het 'n paar vrae wat ek jou vandag wil vra, wat ek wil hê jy moet oor hierdie goeters nadink. En die eerste vraag is dit: in jou lewe, as jy nou 'n pen en papier moet vat en jy begin neerskryf en jy skryf wat is nommer 1 in my lewe en jy rang jou lewe van kom ons sê 1 tot 7. Wat is in nommer 1? En as God nie 'n nommer 1 is nie, wat het jy nodig om te verander sodat hy 'n nommer 1 kan wees? So maak daai lys, hoe lyk jou lewe tans? Hoe dit moet lyk, en dan is my tweede uitdaging vandag aan jou om te doen, is om te gaan kyk, wat's die goed in my lewe? En begin by een ding, wat is die een ding wat ek hierdie week wat kom, kan verander, om seker te maak dat God nommer 1 in my lewe is? Kan ek met jou deel, vir my, was dit in die oggend, as ek opstaan met my foon nie die eerste ding wees wat ek gryp nie. Inteendeel, ek het my foon van my bedkassie afgeskuif, want dit het vir my 'n probleem geraak, waar ek in die oggend wakker word. Die eerste ding wat ek doen is ek kyk wie het my gesoek deur die aand. Ek gaan kyk wat gaan in die nuus aan. Ek het my foon van my bedkassie af weggeskuif, my alarm op my horlosie gesit, sodat ek so kan wakker word en vir myself gesê in die oggend as ek opstaan, voordat ek uit my bed uit opstaan, ek sit regop en die eerste ding wat ek kies om te doen is sê, Here, U is my top prioriteit. Skryf vir jou so 'n praktiese wenk neer, iets wat jy jouself mee challenge. Doen dit vir 7 dae en kyk hoe God al hoe meer eerste in jou lewe word en kyk hoe dit uitspeel. Maak seker jy doen hierdie goed om seker te maak dat God eerste is in jou lewe. En dan wil ek ook net noem, jy kan die notas van vandag se boodskap in die description van hierdie video kry. Jy gaan sien dat jy nou die YouVersion Bible app toe vat en daar kan jy lekker saam volg met 'n liedjie wat ons jou uitnooi om na te luister wat gaan oor hierdie preek en al die skrifgedeeltes waarna ek vandag verwys het. So gaan kyk gerus daarna en onthou share en like hierdie video en dan sien ons jou volgende week weer hier by ons aanlyn diens. Bless you.